Ons gaan aan met ons preekreeks waar ons 'n bietjie kyk na Jesus en leer by Jesus deur die lens van etes of maaltye wat hy saam met mense gehad het of stories wat hy vertel het oor maaltye en etes. Daai week tussen Kersfees en Oujaarsaaand is gewoonlik 'n baie besige week in ons lewens. Dit begin met Kersfees wanneer ons moet voorberei vir die Kersdiens en alles wat daarmee saamgaan. En dan na die Kersdiens is dit gewoonlik 'n Kersete saam met familie. Soos verlede jaar het ons saam met my maale geëet en daarvoor moet ook voorberei word en so. En dan 2 dae na Kersfees is dit my verjaarsdag. Nou, ek het oor die jare al 'n paar keer vir Jaliesle gesê, ek wil nie 'n groot ding hê met my verjaarsdag nie, maar dan gewoonlik kom eet mense by ons vir my verjaarsdag en dit is baie lekker en is gesellig en is 'n feesviering. En dan daarna is dit weer 'n paar daarna is dit Oujaarsdag waar ons weer saam met mense eet en kuier. So dis nogal 'n bedrywige week met baie mense. Nou, ek het nou oor die jare begin besef dat sulke geleenthede is nie maar net om Kersdag te vier en my verjaarsdag te vier nie. Dis geleenthede om die lewe wat ons met mekaar deel te vier. En as ons die lewe so saam met mekaar vier, dan is dit ook 'n getuienis in die wêreld. Dit sê ook iets oor God. Dit sê in die wêreld iets oor God en hoe God is en wat God doen. Die teoloog Gisela Kreglinger skryf oor sulke feeste. Sy sê, in our feasts, great and small, heaven comes down to earth and lifts us up in a spirit of celebration and communion. So wanneer ons so saam fees vier, dan beleef ons iets van God se koninkryk. Saam eet, saam fees vier is geleenthede om die koninkryk te sien kom, waar daar iets van die hemel begin deurbreek hier in ons lewens, hier op ons aarde. So dis geleenthede waar ons iets van God se koninkryk nou al beleef in ons lewens. En die tekste wat ek vandag wil lees, wil juist iets hoor sê, dit gaan oor hoe dit is in God se koninkryk, hoe daar fees gevier word in God se koninkryk. So ons gaan lees uit Lukas 15, die bekende storie van die verlore seun. Nou, ek gaan nie alles lees nie, want dit is 'n lang storie, want ons is bekend met die storie. Dit is die storie van 'n pa met 2 seuns, en die jongste seun kom vra dan vir hom vir sy erfgeld. In ander woorde, hy sê eintlik vir sy pa, jy is dood vir my. So die pa verdeel dan die erfgeld tussen die 2 broers, en die ouer broer vat sy geld en hy is verantwoordelik daarmee. Hy bly by sy pa, hy werk op die plaas, hy doen alles die regte goed, hy doen alles wat hy moet doen. Die jongste seun vat sy geld en hy vat die pad na 'n ander land toe, 'n ander plek toe, en hy mors al die geld uit en uiteindelik beland hy op die straat as gevolg daarvan. En dan besluit hy, maar hy wil graag teruggaan na sy pa toe, hy wil teruggaan na sy familie toe. En hy het geen verwagting dat hy gaan terug verwelkom word nie, dat hulle hom graag terug sal wil hê nie. Maar dan is sy pa baie bly om hom te sien en sy pa verwelkom hom terug en hy het nie eers nodig gehad om vergifnis te vra en verskoning te vra nie, sy pa verwelkom hom net terug. En dis op hierdie punt wat ek dan nou die storie optel en begin lees in vers 22. Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee, bring gou 'n lang stola, die beste een, en trek dit vir hom aan. Geef hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en fees vier. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Toe het hulle begin fees vier. Die oudste seun was in die veld, en toe hy terugkeer en naby die huis kom, hoor hy musiek en 'n gedans. Hy roep toe een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord, en jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Hy het briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie, maar sy vader het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy het vir sy vader gesê, kyk, ek sloof my al soveel jare vir u af, en het nog nooit 'n opdrag van u verontagsaam nie. En vir my het u nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kon fees vier nie. Maar toe hierdie seun van u terugkom, wat u besittings op prostituie uitgemors het, slag u vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê hy vir hom, my kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is joune. Ons moet fees vier en bly wees, want jou broer was dood, en hy het lewendig geword. Hy was verlore, en is weer gevind. So in die storie,
is daar eintlik twee belangrike goed. Die eerste een is dat genade is nie iets wat verdien word nie. Genade is iets wat gegee word. Die seun in die storie, die jongste seun het nie gedink hy gaan terug verwelkom word nie. Hy het nie gedink hy gaan genade ontvang nie. Hy het gedink hy gaan hom net, en hy was reg daarvoor om net soos een van die arbeiders op die plaas behandel te word. Maar hy word as 'n seun terug verwelkom in hierdie familie. En dis hoe dit in die koninkryk van God is. In die koninkryk van God hoef ons nie te bewys dat ons goed genoeg is nie. Ons hoef nie goeders te doen om genade te verdien nie. Genade word gegee, dis vir mense wat net gaan daarvoor en net teruggaan om teruggaan na God toe. Of vir mense wat net opdaag by God. Dit is iets wat genade word gegee. Ons hoef nie daarvoor te werk nie. En dan die feesmaal waarvan ons leef in die storie is 'n feesmaal wat nuwe lewe simboliseer. Dis 'n teken dat hierdie seun weer volledig deel is van hierdie familie. En God dit wys vir ons dat God los ons nie maar net met ons skuldgevoel en ons skaamte en ons bitterheid en ons kwaadheid nie. God lig ons op en maak ons heel. En daaroor word daar fees gevier. Hierdie tuiskoms van hierdie kind word gevier deur hierdie feesmaal. So die gelykenis kan ook genoem word die gelykenis van die verlossende feesmaal. Dis Jesus wat vir ons kom leer dat dit goed is om fees te vier oor ons verlossing, oor ons tuiskoms by God, oor hierdie onvoorwaardelike liefde en genade wat God vir ons gee. Miskien is dit nogal iets om te onthou, elke keer wanneer ons saam eet en fees vier. Elke ete wat ons saam met mekaar eet, elke geleentheid om fees te vier is 'n geleentheid om dankie te sê vir God se genade, vir God se liefde vir ons, vir die feit dat ons kan tuiskom by God. Dan wil ek vir julle net nog een vers lees, 'n vers uit die Ou Testament, Jesaja 25 vers 6. Jesaja skryf daar: Die Here, heerser oor alle magte, sal op hierdie berg vir al die volke 'n feesmaal van ryk geregte voorberei. 'n Feesmaal met belee wyn, met ryk geregte vol murg, met gesuiwerde belee wyn. In hierdie teks bevestig Jesaja vir ons dat God se tafel is baie groter en het baie meer plek as wat ons dink. Dis 'n tafel waar alle volke welkom is, sê die teks. Almal kan kom aansit by God se tafel. Ons is net soms soos die ouer broer in die storie van Lukas 15. Ons sukkel daarmee dat God se genade alle mense insluit. Dat alle mense welkom is by God, vir ook die mense waarvan ons nie hou nie en wat dinge nie doen soos wat ons dink dit gedoen moet word nie. God se genade is inklusief. Dit sluit alle mense in. Almal word uitgenooi na God se feesmaal toe. Selfs die ouer broer in die storie is uitgenooi om te kom saam fees vier. Ek lees die week in my voorbereiding die storie van 'n jong koppel wat albei by die huis kom een aand na hulle 'n lang en moeilike dag by die werk gehad het. En nie een van hulle is toe lus om kos te maak nie. Een van hulle is lus om te besluit wat om te eet nie en om al die voorbereiding te doen daarvoor nie en so aan. En hulle besluit toe maar hulle gaan nou eerder 'n plek soek waar hulle kan gaan eet. Hulle gaan liewer uit eet as om nou te moet redekabel oor wie gaan kos maak en wat hulle moet maak en so aan. So hulle stap toe en hulle begin 'n restaurant soek en teen die tyd is hulle nou al lekker krapperig met mekaar. En hulle stap toe by 'n restaurant verby waar hulle nog nooit voorheen was nie. En hulle sien in die restaurant se venster is daar 'n kennisgewingbord wat sê let us feed you. En hulle lees dit en hulle dink maar dit klink hom nou baie aanloklik. Ek meen dat iemand anders gaan verantwoordelikheid neem om vir hulle kos te gee, om die kos te maak en voor te berei en so aan. En hulle besluit hulle gaan by hierdie restaurant eet en hulle gaan toe in en hulle gaan sit en die kelner kom by hulle. En die kelner vra vir hulle 3 vrae. Die kelner vra: hoe honger is julle vanaand? Die tweede vraag is daar enige kosgoeders waarvoor julle allergies is? En die derde vraag is daar iets waarvan julle nie hou nie of waarvoor julle dalk vanaand nie lus is nie? En hulle antwoord op die vrae en hulle wag vir die kos. En na rukkie toe begin hierdie geregte kom, een gereg na die ander.
en hulle eet lekker en dit is gesellig en is die lekkerste ete wat hulle saam in 'n baie lang tyd geniet het. Sien, elkeen van ons het 'n plek aan God se tafel. Daar's 'n plekmaatjie met jou naam op en 'n uitnodiging wat sê, let me feed you. Ons verdien nie daai plek nie, maar ons word uitgenooi om te kom aansit by hierdie tafel. En ons word verwelkom wanneer ons kom aansit by hierdie tafel, sonder dat ons dit verdien. En dan word ons ook geroep om ander mense uit te nooi om saam met ons by hierdie tafel te kom eet. Amen.